Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Moet nooit die fout maak om 'n seisoen in jou lewe as klein en nutteloos te sien nie. Dawid het skape opgepas. Skape oppas was 'n vuil, eensame werk en was tipies die werk van die jongste kind, soos in Dawid se geval. Dit was nie Dawid se droom nie, maar hy het nie hierdie seisoen in sy lewe vermors nie. In hierdie tyd het hy liedjies geskryf, geleer om op die hart te speel, hoe om skape te beskerm, as ook om God te vertrou. Terwyl niemand hom raak gesien het nie, het Dawid die beste gemaak van die seisoen waarin hy was, want dit het hom voorberei vir die groter dinge wat later in sy lewe oor sy pad sou kom. Daar was net iets besonders omtrent Dawid. Hy het nie gewag totdat hy eendag in die paleis was om iets groots met sy lewe te doen nie. Nee, hy het altyd met uitnemendheid gedien waar hy was. Hy het al vroeg in sy lewe besluit gemaak om nie enige seisoen in sy lewe gering te ag nie. En as gevolg van sy groot geesdrif, het hy uiteindelik van 'n skaapwagter na 'n koning toe oorgegaan. Onthou jy nog die gelykenis van die talente in Matteus 25? In die gelykenis van die talente het die een wat die 1 talent ontvang het, dit begrawe. Hy het heel waarskynlik by homself gedink dat die talent klein en niks besonders is nie. Dalk vir homself gesê, ek gaan eerder hierdie talent begrawe en wag totdat iets groters oor my pad kom. En so het hy dit weggesteek. Die ander diensknegte wat 2 en 5 ontvang het gewerk met dit wat hulle gehad het en dit gebruik. En God het vir hulle albei gesê in vers 21 en 23, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Jy sê dalk vandag vir jouself, ek sal getrou wees wanneer ek dit eendag werklik maak. Ek gaan my bes te doen wanneer ek in 'n groter seisoen in my lewe inbeweeg. Maar dis nie hoe die koninkryk werk nie. Die koninkryksmentaliteit is, as jy nie getrou is met die klein dingetjies nie, kan jy nie met groot dinge vertrou word nie. So moet nooit enige seisoen in jou lewe vermors nie. Elke werk en elke uitdaging in jou lewe leer jou iets nuuts wat jy weer later in jou lewe sal gebruik. Selfs elke frustrasie wat jy moet deurgaan, word op die ou einde instrument in jou gereedskapkas vir jou toekomstige seisoene. Here, vandag kom ek voor U met 'n stil hart en beskikbare hande. Dankie dat U my tot hier toe gebring het. Help my om getrou te wees in die klein dingetjies, sodat U my met groter dinge kan vertrou. In Jesus naam bid ek dit. Amen.